Goeienaand, ryklike seën in Christus Jesus vir een en elk. Ek hoop julle het 'n heerlike dag agter die rug. Soos beloof, die deel 2 van wie is nou eintlik die volk van die Here. Ek wil begin in Jesaja 5, vanaf die eerste vers. Laat my tog sing van my beminde, 'n lied van my beminde oor sy wingerd. My beminde het 'n wingerd op 'n vrugbare heuwel, en hy het dit omgespit en die klippe daar uitgehaal en dit beplant met 'n edele wingerdstokke, en hy het 'n toring daar binne ingebou en ook 'n parskryp daarin uitgekap, en hy het verwag dat dit druiwe sou voortbring, maar dit het wilde druiwe voortgebring. Nou dan, inwoners van Jerusalem en manne van Juda, oordeel tussen my en my wingerd. Wat is daar meer te doen aan my wingerd, wat ek daaraan nie gedoen het nie? Waarom het ek verwag dat dit druiwe sou dra, en dit het wilde druiwe voortgebring? Gaan ons net so klein bietjie af na vers 7 toe. Want die wingerd van die Here van die leerskare is die huis van Israel, en die manne van Juda is die tuin van sy verlusting, en hy het gewag op reg, maar kyk, dit was bloedvergieting, op geregtigheid, maar kyk, dit was geskree. Ek deel net hierdie gedeelte, want ons gaan nou gaan kyk in die Nuwe Testament. Waar pas dit nou in? Ons lees uit Matteus 21, jy kan gerus die gedeelte gaan lees vanaf vers 33, dit is die bekende gelykenis van die landbouers. Maar ons wil vanaand net gou hierso kyk, en kom ons begin net om te sê, hoor dieselfde taal. Daar was 'n sekere huisheer wat 'n wingerd geplant het, en hy het 'n heining daarom gesit, en 'n parskruip uitgegrawe, en 'n wagtoring gebou, en het dit aan landbouers verhuur en op reis gegaan. Maar wat vir ons van belangrik is, of wat van belang is, en hulle het hom geneem en buitekant die wingerd uitgewerp en doodgemaak. Wanneer die eienaar van die wingerd dan kom, wat sal hy met hierdie landbouers maak? En hulle antwoord hom, die slegte mense uit hulle eie mond uit, veroordeel hulle self. Hy sal hulle 'n slegte dood laat sterwe en die wingerd verhuur aan ander landbouers wat hom die vrugte op die regte tyd sal gee. Uit die mond van die fariseërs en die priesters en die skrifgeleerdes veroordeel hulle nie net hulle self nie, maar hulle gee ook die antwoord wat Christus nou gaan kom, wat Jesus nou gaan kom en dit gaan bevestig. Jesus sê vir hulle, het julle nooit in die skrif gelees nie, die steen wat die bouers verwerp het, dit het 'n hoeksteen geword. Hy het van die Here gekom en is wonderlik in ons oë. Daarom sê ek vir julle, die koninkryk van God sal van julle weggeneem word en aan 'n volk gegee word wat die vrugte daarvan sal dra. Presies wat die fariseërs, die skrifgeleerdes en die priesters vir Jesus geantwoord het. Beaam my en sê vir hulle, weet jy wat, die koninkryk van God word van Israel weggeneem. As jy nou gelees, Israel is die wingerd. Word van dit weggeneem en dit word aan 'n volk gegee wat die vrug daarvan sal voortbring. Ons het gisterand gelees, waar die Here sê in Jesaja 65, ek het my laat vind deur 'n volk wat nie na my gesoek het nie, wat nie na my naam genoem is nie. Ek het vir hulle gesê, hier is ek. As jy Christus Jesus aangeneem het, as jou persoonlike saligmaker, as jy wedergebore geword het, dan is jy die uitverkore volk van die Here Jesus, van die Vader, van die Heilige Gees, die drie-enige God. Dit is so maklik en hoe eenvoudig dit is. Ons wat in Christus Jesus is, ons wat deur geloof kom, ons is die uitverkorelinges
uitverkorendes van God. Ons is die volk van God. Nou hier vandag 2026 op aarde. Elkeen wat kan bely dat Christus Jesus in die vlees gekom het, elkeen wat kan sê ek is wedergebore en die vrug van wedergeboorte dra. Daar is baie Christene wat sê ek is 'n kind van die Here, maar hulle lewe meer erg as die mense van die wêreld. En hy wat op die steen val sal verpletter word, maar elkeen op wie hy val sal hy vermorsel. En toe die owerpriesters en die fariseërs sy gelykenisse hoor, het hulle begryp dat hy van hulle spreek. Sien selfs hulle het besef, die Here Jesus is nou besig om vir hulle te vertel, dit is wie julle is, dit is wat julle gedoen het, dit is wat julle gaan doen, en as gevolg van hierdie wilde drywe wat julle voortbring, gaan die koninkryk van God van julle weggeneem word, en gaan gegee word aan 'n nuwe volk, 'n volk wat in geloof kom, 'n volk wat genoem gaan word met 'n nuwe naam, en soos ons gelees het uit Handelinge uit, daardie naam is Christen. Alles seën en voorspoed, mag die genade van die lewende God met een en elk wees. Mooi loop.